Baie welkom by Gemeente Sonder Grense, hier waar jy my jou koffie mag mors. Ons is besig met 'n reeks uit 1 Timoteus. Vandag staan ons stil by deel 8, en ons tema is tafelmaniere in die koninkryk. Dis Vadersdag. Ons almal weet dat slegte tafelmaniere 'n maaltyd heeltemal opvoeter. Dit beledig die gasheer en dit ontwrig die gaste. Maar jy geweet dat ons dikwels vreeslike tafelmaniere in ons gebedslewe met God inbring. Ons kom na sy tafel toe, maar ons optrede diskwalifiseer ons heeltemal van die gesprek. Wat is dit wat my gebede tot God sal diskwalifiseer? Hoe kan God na my luister? Ek is 'n sondaar. Ek is 'n pa met baie gebreke. Ek ken my twyfel, my vrese, my gebrek aan vertroue. My vrou en kinders bewonder my dalk, maar ek weet hoe swak ek regtig is. Ek steek die waarheid vir my geliefdes weg. Die ergste van alles is, ek kan dit nie vir God wegsteek nie. En wanneer ek bid, dan weet ek, hy weet. Hoe kan ek van God verwag om my gebede te verhoor, as hy alles van my weet? My diepste geheime, my grootste vrese, my swakheid en my sonde. Soms voel dit of ek liewer net wil wegkruip, net aan die slaap wil raak en alles vergeet, sodat ek nie daarmee gekonfronteer sal word nie. En dan kom Vadersdag, en ons vierkantig ons wonderlike paas. Maar hier diep binnekant weet ons, I don't measure up. Ek sit met besmeerde hande aan God se tafel. Ons kuier en ons klets en ons braai totdat die dag verby is en dan's ons off the hook vir nog 'n jaar. Dis maklik om alles net lig en oppervlakkig te hou, né? Nooit regtig diep te gaan nie. Ons ware man wees en pa wees te evalueer en te bespreek nie. Dis maklik om alles te bottel en binne te hou, soos 'n regtige warm chili sousie. Iemand het dit vir ons persent gegee, maar ons hou dit maar net daar op die rak, onoopgemaak, sodat dit nie sleg word nie. Waar staan jou brandgoed? Soos daai refugee oomie wat video's maak sodat mense hulle ervarings in Amerika kan sien en daaruit kan leer. Toe hulle oor al die lekker goed wat 'n mens kry om te eet daar praat, toe sê hy op 'n stadium in een van hulle video's, "We don't eat that burn stuff. That's not for us." Wanneer dit kom by die belangrike werk van die kerk, van elke gelowige, waar staan jy? Is jy besig daarmee? Of word jou werk, jou gebed, gediskwalifiseer? Sê jy ook, "That's not for us"? Of kan jy met vrymoedigheid en met verwagting hierdie werk van God doen? En dames, kinders, dis nie net jou pa of jou man se werk nie, dis die werk van elke gelowige. So jy kan ook maar hierdie vraag vir jouself vra. Kan ek met vrymoedigheid bid? Kan ek met verwagting bid? Julle sal onthou dat ons in vers 1 van hoofstuk 2 gelees het, ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek gebid moet word vir alle mense. Hy gaan nou voort, dis nou Paulus, in vers 8 van 1 Timoteus 2. En hierdie is God se etiketgids vir gebed. En hy sê, ek verwag van die mans, dat hulle op elke plek sal bid, met heilige hande omhoog, sonder woede en rusie. Hier word spesifiek met die mans en vaders gepraat. En God is ook ons hemelse Vader. En hy gee baie om oor hoe sy kinders by sy tafel optree. Maar dink jy regtig dat God na jou gebed sal luister, as jy jou nie steur aan sy reëls nie, aan sy etiket nie? Hierdie eerste, belangrikste werk van gelowiges moet voldoen aan sekere vereistes. En veral die mans is geneig om nie hieraan
te voldoen nie, hierdie spesifieke vereistes in vers 8 te voldoen nie. Geld hierdie vereistes vir effektiewe gebed net vir die mans? Nee, natuurlik nie. Maar wat is hierdie vereistes? Eerstens, jy sal nooit by 'n formele aandete gaan aansit met vuil, modderige hande nie. Dit is onrespekvol teenoor die gasheer wat gekook het. Paulus sê, mans moet heilige hande ophef. Heilige hande is hande wat skoon is van opsetlike sonde. Warren Wiersbe skryf, Paul stated 3 essentials for effective prayer, and the first was holy hands. Obviously, this means a holy life. Clean hands was symbolic of a blameless life. If we have sin in our lives, we cannot pray and expect God to answer. Die dilemma is egter, wie van ons sal dan ooit kan kwalifiseer? Want almal het gesondig. En ons sondig daagliks nog steeds. Barclay help ons om so 'n bietjie beter te verstaan. Hy sê, it is not thinking of the man who is helplessly in the grip of some sin or some passion or some habit and who is desperately fighting against it and who is bitterly conscious of his failure. It is thinking of the man whose prayers are a sheer formality, who prays and then goes out to live as if he had never prayed. Paas, wat het julle hierdie week gedoen? Wat het julle hande hierdie week gedoen? Het hulle op dinge geklik wat hulle nie moes nie? Het hulle geneem wat nie hulle sin was nie? Ons kan nie die hele week 'n dubbele lewe lei en dan Sondag ons hande in die kerk kom opsteek en verwag dat God ons gesinne moet seën nie. Ons hande moet skoon wees. En skoon hande kom deur belydenis, skuldbelydenis. As jy tydens 'n deftige onthaal skielik jou humeur verloor en jou vuiste op die tafel slaan, dan spat die kos oral en dit bederf die hele aand, vir jouself en vir almal rondom jou. Paulus sê, ons moet bid sonder toorn. Nou toorn is 'n plofbare woede, bitterheid en twis hier binnekant. En gelowiges weet, dat woede en rusie nie aanvaarbaar is nie. En daarom moet ons klaarmaak met woede in ons lewens. Woede is dit wat hier binne in my aan die gang is. En dikwels steek ons dit weg vir ander mense. Maar ons is kwaad. Dit kook hier binnekant. Of sal ek sê, ons dink ons steek dit weg. Nou, daar kan verskeie redes wees vir woede. Iets wat iemand gesê het, die manier waarop mense sekere dinge doen, goed wat my ontstel en kwaad maak. En dit maak my kwaad, want ek kry nie my sin nie. Die wortel daarvan is gewoonlik selfsug en hoogmoed. Dit is wat aanleiding gee tot hierdie woede. Woede is 'n gebedsmoordenaar. Wanneer 'n pa sy huis regeer met woede, geskreeu of daai stille boosheid, dan breek dit die geestelike harmonie in die huis. 1 Petrus 3 vers 7 sê eksplisiet vir mans om hulle vroue met respek te behandel. Hoekom? Sodat hulle gebede nie verhinder word nie. Jou woede by die huis diskwalifiseer jou gebede by die kerk. Die probleem met woede is dat dit nie lank binne kan bly nie. Iets wat binnekant kook, gaan een of ander tyd uitborrel en oorkook. Dink maar aan daai pasta in die pot op die stoof. Nes jy dink dis oukei om weg te kyk, dan borrel hy oor. Jy dink jy sal dit betyds keer, maar hy vang jou elke keer onkant. Wanneer die woede nie hanteer word nie, dan kan jy maar weet, dit gaan uitborrel en rusie veroorsaak. Julle gaan woorde hê. Daar gaan dinge gesê word wat seermaak.
en soms selfs vuis geslaan word. Hopelik net nie hier in die kerk nie. Dink maar hoe ongelooflik onbeskof dit is, as iemand saam met jou uit eet, en hulle kla oor alles, en die kelner word blameer vir die slegte kos, of hulle begin beklei met die restaurantbestuurder, omdat alles nie presies is soos hy of sy dit wou hê nie. Paulus sê, ons moet bid sonder twis. In die gemeente in Efese was daar onenigheid, en Paulus vind dit nodig om die oorsake daarvan aan te spreek. Hy het reeds in hoofstuk 1, vers 4 tot 6 daarvan melding gemaak. Daar sê hy, hulle moet hulle nie met verdigsels en eindelose geslagsregisters besig hou nie. Sulke dinge gee eerder aanleiding tot twisgesprekke, as dat dit die vorming bevorder wat God deur die geloof gee. Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit 'n rein hart, 'n goeie gewete en 'n opregte geloof kom. Daar is mense wat hiervan afgedwaal het en in 'n vrugtelose gepraat verval het. Paas, is ons nie geroep om vredemakers te wees nie? Is ons huise gevul met vrede? En wat van die gemeente? Daar waar jy wil bid, en dit is in jou huis, dis by jou kerk en dis selfs in jou werk. Daar moet daar vrede heers. Hoe kan ons die Here vertrou om in al ons behoeftes voorsien, as alles en almal rondom my woedend maak? Mans is vinnig om in woede uit te bars en rusie te maak. Ons is meer aggressief as vrouens. Wel, dit is seker debatteerbaar. Vroue kan soms ook vrees inboesem. Kyk net gou na hierdie stukkie video. Engel, jy geweet, as jy toets of 'n hond gelukkig is, hy moet soos glad nie bang wees vir jou nie. Kyk, jy moet so dan hy soos glad nie bang. Kyk, hulle skrik nie eers nie. Dis nou net so skertsend, né? Maar Paulus bly nie net by die mans nie, want die vroue moet ook bid. Maar wat is dit wat hulle gebede negatief beïnvloed? Vers 9. So ook moet die vroue hulle self versier met behoorlike kleredrag, beskeie en sober, nie met haarvlegsels en goud en parels of dierklere nie, maar soos dit vroue pas, wat bely dat hulle God aanbid, met goeie werke. Die vroue se gedrag kan ook veroorsaak dat hulle gebede nie effektief is nie. En al geld die vuil hande, die woede en die rusie ook vir hulle, is daar iets anders, wat veral in hulle spesifieke leefwêreld 'n blokkasie vir hulle gebedslewe kan wees. Hulle kleredrag en versierings. Wat? Hoe kan vroue se versierings dit veroorsaak? Die konteks van die antieke Efese help ons so bietjie om dit te verstaan. In die ou stad Efese het vroue hulle self baie mooi gemaak om die godin Artemis te aanbid. Maar in die eerste Christelike kerke het die apostel Paulus vir die vroue iets anders geleer. Hy het gesê hulle moet eerder mooi wees van binne. Hulle moes dinge doen soos ordentlik te wees en goeie dinge vir ander mense doen. Hulle moes nie spog met allerlei extravagant haarstyle en goud en parels of baie duur klere nie. Paulus vind dit nodig om hieroor te praat, want die groot tempel van Artemis was die belangrikste plek in Efese. Die vroue wat daar gewerk het baie mag en hoë status gehad. Die standbeelde van Artemis was vol duur kettings en krone en deftige klere. Veral tydens feesgeleenthede is hierdie standbeelde so opgemaak. Ryk vroue in die stad, wat nuwe Christene geword het hierdie ryk styl nageaap. Hulle het goud en parels in hulle hare gevleg en vreeslike duur klere gedra. Hierdie spoggerige klere was 'n manier om te wys jy het baie geld. Paulus wou hê die Christenvroue moes anders as hierdie ryk
heidense wêreld lyk. Hy wou hê, hulle moes eerder bekend wees vir die goeie dinge wat hulle doen, as vir hulle dierklere. En onthou, in die kerk is almal gelyk, nie? Nou om te dink jy is beter en ryker en mooier as ander, is hoogmoedig. En sulke hoogmoed diskwalifiseer jou gebed. Dis nie gepas nie. Dis nie aanvaarbare gebedsetiket nie. Daar is niks verkeerd met juwele en haarskapsels en mooi klere nie. Maar as iemand dink dat daardie dinge jou gaan help met jou verhouding met God, of jou gebede meer aanvaarbaar sal maak, dan diskwalifiseer jy eintlik jou gebede. As jou voorkoms ander mense rondom jou minderwaardig laat voel, omdat jy meer dink van jouself en neerkyk op hulle omdat jy mooier of ryker is, dan moet jy nie dink dat jou gebede verhoor sal word nie. Die regte tafelmaniere in God se koninkryk is nederigheid, eenvoud en vrede. Die grootste geskenk wat 'n pa vir sy kinders kan gee, is nie 'n groot salaris of 'n spoggerige kar nie. Dit is 'n vader wat weet hoe om by die troon van genade op te tree. Wanneer 'n pa homself verneder, sy hande deur skuldbelydenis was, sy woede laat vaar en heilige hande in geloof ophef, dan luister God. Wanneer vroue hulle hoogmoed bely en in nederigheid en in eenvoud hulle toewy aan goeie werke, dan kan sy met vrymoedigheid vir haar gesin, haar gemeente en haar vriende bid. Met algehele vertroue op God en in verwagting dat hy sal antwoord en op sy tyd en op sy manier in elke behoefte sal voorsien. Toe daar vir Augustinus gevra is wat die mees essensiële elemente in Jesus se leringe was sy antwoord: Well, the first is humility. The second is humility. And the third is humility. Nederigheid lê aan die basis van God se gebedsetiket. Kom ons streef daarna om onsself te ondersoek en onsself in nederigheid voor hom te onderwerp. Amen.